Ek het nou genoeg gehad, Here. Ek kan nie meer nie. Ek wil nie meer nie. Ek is moeg. Ek is moeg, Here. Dit is vir my beter om dood te gaan. Kom haal my. Ek kan nie meer aangaan nie. Dalk is hierdie woorde wat jy ook al iewers in jou lewe gesê het. Dalk is dit woorde wat jy dalk baie onlangs sê. Emosies wat jy voel, jy kan nie meer nie, jy wil nie meer nie. Jy het nou genoeg gehad. Snaaks genoeg as ek hierdie woorde so sê, is dit nie woorde wat net uit my hart uitkom vandag nie. Dit is woorde wat direk uit die Bybel uitkom. En as ons hierdie woorde regtig wil verstaan vandag, en die krag van hierdie woorde wil verstaan, en die boodskap agter hierdie woorde verstaan vandag, moet ons bietjie vorentoe en agtertoe blaai rondom 1 Konings 19. Want dis waar ons hierdie woorde kry. Dis die woorde van 'n profeet wat bang is. Wat bang is. Bang is vir môre. Bang is vir die toekoms. Wat moeg beklei is. En hy lê in die woestyn onder 'n besembos. Ons in die besembos hier nie, maar ek dink vir ons beeld sou 'n doringbos dalk die naaste gewees het in ons wêreld. 'n Profeet, 'n groot geestelike leier. Dis nie sommer enige ou wat hierdie woorde sê nie. Dis 'n groot ou. Dis die profeet Elia. Ja, jy hoor reg. Een van die grootste profete in Israel se geskiedenis. Een van die groot geloofshelde in Hebreërs 11. Die profeet wat saam met Moses aan Jesus verskyn daar op die berg in die evangelies as Jesus verheerlik word. Wat op 'n punt gekom het wat hy sê hy kan nie meer nie. Hy wil nie meer nie. En die rede hoekom hy dit sê is omdat koningin Jezebel vir hom dreig met die dood. En hy bang geword het. Ja, ook hierdie groot geestelike profeet het op 'n stadium in sy lewe bang geword. Elia is die profeet wat in 1 Konings 17 ewe skielik van nêrens af amper op die toneel verskyn en 'n droogte aankondig, 'n groot droogte. En dan as dit gebeur, dan vlug hy en hy gaan bly langs 'n spruit, die kritspruit. En die Here sorg vir hom deur kraaie wat vir hom kos aandra. Dis die profeet wat met 'n weduwee se kruik kos kry en 'n gesin onderhou met 'n klein bietjie olie en 'n klein bietjie meel. Dis die profeet wat in 1 Konings 18 hoor by Obadja, die paleis amptenaar van Agab en Jezebel, dat daar nog 100 ander profete is. En dis die profeet wat bo op die Karmelberg dan die 400 Baal profete verslaan met 4 wat die Here uit die hemel uitstuur en die offer aan die brand steek. En hierdie wonderteken, wonderwerk, gryp die volk so aan dat hulle uitroep, uitskree, die Here is God, die Here is God. En oomblikke daarna, val hierdie groot geestelike leier tot onder 'n besembos, omdat Jezebel hom dreig met die dood. En hierdie ou vlug dan van die noorde van Israel af waar Karmel is tot in die suide. Nog verder, hy los sy slaaf daar by die laaste dorpie Berseba en hy vlug dan nog 'n dag in, dieper in die woestyn in. En is dan waar ons hierdie woorde kry. Ek het genoeg gehad. Ek het genoeg gehad. Kom kry my eerder. Ek wil nie meer nie. Wat vir my ongelooflik is van hierdie gebeurtenis is dat die Here nie vir Elia verwyd of vir hom wegstoot of vir hom ewe skielik 'n swart kol op sy naam gee nie. Inteendeel, soos ek nou gesê het, kyk
Kyk net saam met watter groot name word Elia genoem. Kyk net in wat sy geselskap verkeer hy. Die Here help vir Elia. Hy vat nie vir Jezebel weg dadelik nie. Hy vat nie sy omstandighede weg nie. Nee, die Here help hom deur vir hom kos te gee, kos en water te gee. Die basiese behoeftes van 'n mens, dit wat hy die nodigste het, dit gee die Here vir hom. Wonderbaarlik, daar's 'n engel wat hom wakker maak, nadat hy hierdie goeders gesê het, raak hy in die slaap en daar's 'n engel wat hom wakker maak en hy sien dan brood en water en hy eet een keer en hy drink en hy raak weer in die slaap en weer 'n keer maak die engel hom wakker en sê vir hom eet, want jy gaan hierdie krag nodig hê. En dan stap hy verder in die woestyn en nog meer in die woestyn in. 40 dae stap hy in die woestyn in, tot by Horeb. Nou Horeb is interessant, dis die berg waar Moses ook die Here ontmoet het, daar in die brandende bos. Spesiale plek. En die volgende oggend word hy wakker van die Here wat van vra, wat maak jy hier Elia? Ja, en dan sit Elia sy keis daar, en hy sê, Here, ek het nou genoeg gehad. Ek was so ywerig om vir u saak te beklei, maar ek is die enigste een. Daar's niemand anders nie. Niemand anders het oorgebly nie, Here. Dis net ek. Dis net ek. En nou wil Jezebel my ook nog doodmaak. Nee, wat? Ek het genoeg gehad. Ek het genoeg gehad. Ek's moeg. Ja, ek sweer dit. Ek's klaar. Here, I quit. En eintlik is dit veel sterker wat hy doen. Hy kla eintlik die Here aan. As ons mooi daai stuk gaan lees, dan sê hy eintlik, hy noem die Here op die verbondsnaam en dan sê hy, Here, u het nie u kant nagekom nie. U het nie u kant van die verbond nagekom nie. U het ons almal gedrop, u het my gedrop. Ek's klaar. As u quit, dan kan ek ook quit. Ek's klaar hiermee. En dan sê die Here, okay, gaan na die plek, gaan na die bek van die grot toe, want ek wil graag daar verbykom. En dan gebeur daar 'n ongelooflike ding. Daar is eers 'n wind wat daar verbykom. En die wind ruk hierdie berg, nê? So, ek dink dit was vir Elia verskriklik geweest om daai wind te beleef. Ek dink die naaste wat ons hier by Buffalo Swellendam beleef is as die bergwind so waai. Dis 10 maal erger as dit. Alles het geskit. Ons lees daar, die berg het geskit, die rots het geval. Dit was verskriklik. Maar die Here was nie in daai sterk stormwind nie. Net daarna is daar 'n aardbewing en alles het geskit. En die Here is nie in die aardbewing nie. En dan is daar vuur wat kom en as jy nou al 'n veldbrand gehoor het, dan weet jy die geraas wat vuur maak. Daai ongelooflike geluid wat dit doen. En daai vrees wat 'n mens op pak, nê, as jy daai groot vlamme en goeie sien. En ek dink op 'n manier moes dit dalk vir Elia teruggevat het na net wat voorheen gebeur het met hierdie vuur wat uit die hemel uitgegaan het. Maar die Here is ook nie in die vuur nie. En dan lees ons dat daar in die stilte, in die fluistering van stilte, van niks, was daar 'n sagte stem gewees. En dit hoor Elia weer die woorde, wat maak jy hier, Elia? En 'n tweede keer kom sit Elia sy saak op die tafel. Kom kla hy weer die Here aan met dieselfde aantuiging. Here, u het nie u kant nagekom nie. U wat die verbondsgod is, u het ons gedrop. U het my gedrop, Here. Dis 'n verskriklike aantuiging wat Elia maak, nee. As mens mooi die storie net weer gaan terugblaai. Elia was nie alleen nie. Daar was nog 100 ander profete gewees wat gelewe het. Daar was 'n hele volk wat net voor het uitgeroep het, die Here is God, die Here is God. Baie keer as ons bang raak, dan verloor ons perspektief. Baie keer as ons moedeloos raak en moeg raak, kyk ons so vas in daai omstandighede, ons mis die groter prentjie. Ons mis vir God. En as ons baie vinnig om onder die besembos te gaan lê en uit te roep, Here, ek kan nie meer nie. Ons is baie maklik om ons vinger na die Here toe te wys en te sê, Here, u het my gedrop. U het nie u kant van die verbond nagekom nie, Here. U wat die verbondsgod is. En dit terwyl daar eintlik 'n groter prentjie is.
Dit terwyl ons eintlik in hierdie verhaal sien hoe die Here vir Elia kom ontmoet, daar onder die besembos, daar waar hy voel, hy kan nie meer nie. Die Here kom ontmoet hom daar. En die Here kom ontmoet hom nie net met woordjies nie, nee, die Here gee vir hom uitkoms. Hy sorg vir hom met die basiese behoeftes wat hy nodig het. Hy het dalk nie vir Jezebel met 'n wonderwerk weggevat op daai oomblik nie. Nee, hy het vir Elia gegee wat hy nodig het. Wat gee die Here vandag vir jou? Sien ons dit raak? Sien ons daardie krag raak wat die Here vir ons gee, daardie asemteug, daardie lewe wat die Here vir ons gee? Sien ons die kos en water raak, die brood en water raak wat die Here elke dag op ons tafel sit? En baie keer wil ons ook die Here gaan ontmoet, né? In die vuur, in die geraas, in hierdie wow goeders, in hierdie wow momente. En eintlik het die Here vir Elia ontmoet nie in die groot goeders nie. In die stilte. In die stilte. In die stilte het die Here, of het Elia weer ontdek, die Here is daar. Het hy ontdek dat die Here weer God is. En die Here vir hom, wat ewe skielik so doelloos gevoel het, wat ewe skielik so gevoel het, maar hy het gefaal, hy het in alles gefaal, weer 'n nuwe doelwit gegee. Die Here gee vir hom 3 take. Gaan salf vir Gesaal, gaan salf vir jy, en gaan salf vir Elisa. Dis die 3 ouens. Gesaal en jy moet jy salf as konings, Elisa is jou helper. Ek sien, jy kort hulp Elia. En wat nou baie interessant is van hierdie verhaal, as Elia terugstap, en die Here stuur hom ver, hy moet nou weer van die syde, van Horeb af, en jy kan 'n bietjie gaan kyk op 'n kaart, waar is Horeb? Moet hy omtrent hierdie hele Israel weer deurstap, tot by Damaskus, want dis waar Gesaal is. En snaaks genoeg, as Elia opstaan en hy kry weer hierdie taak, nee, en die Here spreek hom aan, hy sê vir hom, draai in jou spore om, draai om, gaan terug, ek is by jou, Elia. En die eerste ding wat hy doen, hy gaan salf nie vir Gesaal nie, hy gaan salf nie vir jy nie, hy kry vir Elisa. Sien, die Here weet dat hy hulp nodig het, en hy gee dit vir hom eerste. En wat vir my die heel interessantste is dis nie Elia wat vir Gesaal en vir jy op die ou einde gaan salf nie. Dis Elisa. Vandag as ek en jy dalk ook onder die besembos lê, en ons voel ons kan nie meer nie. Mag jy vandag hoor dat die Here jou daar ontmoet. Daar waar jy hierdie verskriklike goeders dalk voel en beleef. Daar onder die besembos, daar waar jy bang is. Daar waar jy moeg en moedeloos voel. Die Here ontmoet jou daar. Maar moenie mis dat die Here vir jou sorg nie. Moenie mis dat die Here vir jou raak, nie net raak sien en ontmoet nie. Die Here gee ook wat jy nodig het. Die Here vra dalk vir ons in hierdie tyd om net stil te wees en te weet hy is hier. Wees stil en weet ek is die Heer. Wees stil en weet wees stil. Amen. Here Jesus, ons moet maar vandag ook sê, Here, baie van ons voel dalk soos Elia, en ons voel dalk asof ons onder die besembos lê en ons kan nie meer nie, Here. Ons het nou genoeg gehad. Ons is moeg. Ons is net moeg vir alles. Dankie, Here, dat U selfs vir Elia daar onder die besembos kom ontmoet. En dat U hom nie daar gelos het nie.
Dankie dat U vir hom gesorg het. Dankie dat U vir hom gegee het, Here, wat hy nodig gehad het. Ja, daardie fisiese behoeftes wat hy nodig gehad het, Here, wat hy nie eens gedink het aan nie. U het dit vir hom gegee. Ons lees nie eers dat hy dankie gesê het nie, Here, en dis ook baie keer so waar van ons lewens. Daar's so baie dinge wat U nog steeds in ons lewens doen. Ja, ons verloor perspektief, ons verloor ons oog, ons hou ons oog op die verkeerde dinge, ons kyk so vas in ons omstandighede, dat ons het mis dat U by ons is. Dat ons het mis dat U nog steeds sorg. Here, jammer daaroor. Jammer dat ons baie keer sulke klaarkouse is. En ja, Here, ons weet daar's niks fout om te kla nie, maar partykeer is ons so ondankbaar. Ons is maar soos Elia. Maar tog het hom nie verwyd nie, het hom nie weggestoot of een kant toe gesit nie. Hy's nog steeds hierdie ongelooflike groot geestelike profeet, Here. En dis vir ons so troos om vandag te hoor. Dat U vir ons ook nie afskryf nie. Dat U ook vir ons daar onder die besembos kom uithaal vandag. Here, dankie dat U Elia ons ook leer, Here, dat U nie altyd in die groot geraas in die wêreld daar buitekant is nie. Dat U soms net in die stilte ons wil ontmoet. Ek dink baie keer, Here, dis juist daar waar ons die naaste aan U kan voel. Help ons hierdie week, Here. Help ons hierdie week om stil te wees. Help ons hierdie week om soos daardie baie mooi lied tyd te maak. Om stil te wees en te weet U is Heer. Vergewe ons. Vergewe ons, Here, ons maklike twyfel. Vergewe ons dat ons baie keer glo met ons eie agendaatjies en ons eie dinge. Ons eie ou lysies. En dankie. Dankie. Dankie vir die stilte. Wees by ons. Help ons en lei ons hierdie week, Here. Kom ontmoet ons daar onder die besembos. Ons bid dit en ons vra dit, Here, in die naam van ons Here Jesus. Amen.
Die Here beloof dat hy ons sal seën en ons sal beskerm. Die Here sê hy sal tot ons redding verskyn en ons genadig wees. Die Here sê hy sal ons gebede verhoor en aan elkeen van ons sy vrede gee. Amen.